is so bly jy het vanmôre gekom. Dankie dat jy hier is. Dis lekker om saam te wees. Amen. Dis lekker om vanmôre hier te wees. Prys sy wonderlike naam. Aan die Here kom toe die lof en die eer en die aanbidding. Waardig is hy. Dis altyd lekker om saam te wees. Prys die Here. Nou, dis vakansietyd, ons weet, en daarom is ons so bly jy is vanmôre hier. En die ouens wat lekker lang vakansie gehou het, ons is bly julle is hier. Die ouens wat nog vakansie hou, ons kan nie wag dat hulle moet terugkom nie. Die ouens wat net sleg is, mag hulle het geniet by die huis. Ons gun hulle dit ook. Elke dag, iemand sê gister vir my, hy kan nie verstaan dat die lewe so gejaag is nie. Dit voel net asof jy van die een ding na die volgende ding hardloop. En iemand het eendag lang terug vir my gesê, Tannie het vir my gesê, as jy moeg is, dit is jou eie skuld. Jy bepaal self jou ritme. So ons is bly jy is hier. Dankie dat jy tyd maak om hier te wees. En ons sien hier's 2 verlore skape wat maande laas hier was. Dankie dat julle hier is. Oom Daan, ons is bly julle het die pad gevind terug Rustenburg toe. Dit was 'n reistog. Dankie dat julle hier is. Nou ons is vanmôre baie bevoorreg. In die sin dat ons vanmôre weer mense gaan doop. En ek is baie opgewonde saam met die mense wat vanmôre gedoop word. En dis altyd lekker. Maar ek het net gevoel, ek wil net so bietjie met jou gesels. Miskien in 'n ander manier, op 'n ander wyse. Miskien moet ons gou-gou vir mekaar ook sê. Ons kan nie oor die doop praat voordat ons nie oor Jesus praat nie. Die doop gaan jou niks help as jy nie eers Jesus van die doop ontdek het nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, voordat ek verder gaan, dat die Here het jou baie lief. Die Here het jou lief. God het jou lief. God het jou so lief gehad. Dis binnekort Paastyd. En Paastyd gaan oor God se liefde vir jou en my. En ek wil jou vanmôre vra, as jy nog nie seker is jou lewe met die Here is in orde nie, dis 'n goeie tyd om oor Paastyd seker te maak. En dit is eintlik so eenvoudig. Mense maak dit baie ingewikkeld, mense maak dit baie so onmoontlik vir jou, maar eintlik is dit baie eenvoudig. Jy as mens moet net besef, sonder Jesus is jy 'n sondaar. Jy moet besef, jy kan jouself nie red nie. Amen. Jy kan jouself nie heilig maak nie. Jy kan jouself nie vanmôre verontskuldig nie. Jy kan nie vanmôre 'n plek verdien in die hemel nie. Ons het 'n redder nodig gehad. Ons het 'n verlosser nodig gehad. Ons het iemand nodig gehad om in ons plek aan die kruis staan. Amen. Ons het iemand nodig gehad om in ons plek die volmaakte, die volkome prys te betaal. En jy kan nie die prys van sonde betaal as jy nie sonder sonde is nie. Daarom het ons die Here nodig gehad. Ons het Jesus Christus, die Seun van God nodig gehad, om aan die kruis uit van Golgotha te sterf. En deur dit wat hy vir ons gedoen het, ons eie te maak, en ons sonde te bely en te erken, dat ons het hom nodig, voordat jy nie by daai plek uitgekom het nie, het jy nog nie Jesus in jou hart nie. Jy moet hom innooi. En daarom wil ek jou uitnooi. Ek gaan vanmôre praat bietjie oor die sakrament van die doop. Want ons herdenk ons geloof.
Nou, ek is amper te bang om het te vra. Wie van u is al gedoop? En ek praat nie van besprinkel nie, ek praat van doop. En ons is nie teen mense wat besprinkel nie, maar jy verloor die wese van dit. Jy verloor die essensie daarvan. Weet jy wat, die doop is eintlik 'n simboliese handeling. Miskien moet ek net, voordat ek aangaan, net ietsie sê oor die sakrament, want die doop is 'n sakrament wat die kerk van die Here Jesus uitdra in 'n tyd soos hierdie. En wat is 'n sakrament? Ek het gaan kyk na die Woordeboek, net om seker te maak, ons praat van die regte goed. Nou die Woordeboek sê, 'n sakrament is 'n genademiddel, afkomstig van Christus, 'n sigbare teken deur God ingestel, om die mens sy belofte van vergewing van sonde te waarborg, en om dit beter te laat verstaan. Dis nogal mooie woorde, en dit staan nie eers in die Bybel nie. Is die sakramente wat ons in die kerk bedien, die sakrament van die doop, die sakrament van die nagmaal, is dit belangrik? Hoe belangrik is dit in die Bybel? Dink byvoorbeeld aan die Oud-testamentiese kultuur. Daar was baie simbole, baie rituele. Dink aan die altaar, dink aan die tabernakel, dink bietjie aan die verbondsark en alles waarmee saamgegaan het. Ja, ek weet dit is Ou Testament, maar selfs in die Nuwe Testament, en ons dink aan die koms van Jesus Christus. Miskien moet ek so vra, net om jou voor te berei vir Paastyd. Met die koms van Christus was daar ook simbole. Die ster, die wyse manne, wat met wierook en mirre, alles is simbole. Jesus se lewe was ook vol betekenisvolle simbole. Hy stel die nagmaal in Matteus 26. In moderne tye soos waarin ons leef, hou die kerk eintlik min van simbole. Amen. Ons hou eintlik min van simbole. Dis hoofsaaklik as gevolg van hierdie simbole wat so belangrik geword het vir mense, dat dit hulle God vervang het met die simbool. En die simbool het eintlik 'n ritueel geword. Maar baie van die gebruike, die simbole van die verlede, het eintlik meer as 'n simbool, en baie keer dink mense dat die simbool is die geloof. Weet jy wat? As daardie simbool jou nie by Jesus uitbring nie, dan is dit soos wat die Bybel sê, 'n mens is sonder liefde. Jy is net 'n geraas, 'n klinkende metaal, 'n lydende simbool. Weet jy wat? Die simbool is nie groter as die een wat dit ingestel het nie. Weet jy wat? In die Oud-testamentiese kultuur, selfs in die begin van die Nuwe Testament, was daar altyd, as daar begin word om die Here te loof, is daar kersies aangesteek, wat spreek van die lig wat gekom het. Maar daai kersie is nie die krag nie. Met die reformatie was daar 'n groot eintlik reaksie teen simbole. En baie goeie dinge het eintlik verlore gegaan. En daarom, vandag het ons geloof
in 'n groot mate. In die tyd waarin ons leef, in die moderne tyd, het mense hulle geloof so afgestomp gemaak, dis privaat. Dis so bevraat en so innerlik dat niemand anders dit weet of sien. Kan ons vanmôre vir mekaar sê, jy kan nie dieselfde persoon wees as Jesus in jou hart is nie. Jy kan nie dieselfde mens wees as wat jy altyd was nie. Jy's nie iemand wat nuwe goeie maniere aangeleer het nie. Die Bybel sê, as jy Jesus Christus aanneem in jou lewe, dan kom die Here en hy verander jou, hy vernuwe jou, hy bring herstel in jou en jy's 'n nuwe mens. Wedergeboorte beteken die ou mens is dood en 'n nuwe een is gebore. Hallo? Weet jy wat? Jou geloof kan nie net intellektueel of emosioneel wees nie. Ons geloof is arm as dit nie ook simbole insluit nie. Weet jy wat? In die tyd waarin ons leef, glo die meeste mense, as ek dit nie kan verstaan nie, glo ek dit nie. In die tyd waarin ons leef, asof my verstand en my intellek God kan begryp. Verstaan is goed, maar dit hou ook gevare in. Dit hou sekere probleme in, sekere dilemma's in. Ons begin nader aan te glo, dat alles wat ek verstaan, of alles wat ek wil glo, moet ek eers verstaan, voordat ek dit kan glo. Sê die Bybel dan nie, wat vir die wêreld dwaasheid is, het vir God wysheid geword, sodat vanweë sy wysheid ons aan die wêreld kan reflekteer wie Jesus is. En daarom, die dag wat jy nie kan verstaan nie, is die dag waar jy jou geloof in duie stort. Kom ons sê gou vir mekaar, of ons dit wil weet en of dit nie wil weet nie. Party van ons maak dit heel eenvoudig, dis waar. Maar weet jy wat? God is en bly eintlik 'n misterie. Ek weet, God is God. God regeer, God heers. Ons weet hy's 'n werklikheid, maar dit bly eintlik in 'n sekere sin misterie. Kan Paulus kom aan die einde van sy lewe daar in Filippense 3, as ek reg is, dan kom Paulus hier aan die einde van sy lewe. Hy sê, as ek terugdink aan my lewe, ek is iemand wat op die 8ste dag besny is. Ek is iemand wat die wet leer ken het. Ek is eintlik by uitstek 'n fariseer. Ek is iemand wat kan roem in wat ek bereik het, maar ek beskou alles as niks, sodat ek hom kan ken. As 'n ou wat 'n ervaring met God gehad het, aan die einde van sy lewe so iets sê, wil ek vir jou vanmôre sê, ons weet eintlik bitter min van God. Dis baie misteries. Ons verstaan nie alles nie. Ons weet nie alles nie. En weet jy wat? Daardie verstaan, daardie intellektuele vermoë om te probeer, om alles uit te werk, haarfyn te bepaal met jou eie verstandelike vermoëns, verhinder jou eintlik om gehoorsaam te wees. Want 'n verhouding met die Here bestaan daaruit dat ons dikwels gehoorsaam dinge doen nog voordat ons dit verstaan. Ek het jy al vertel, en is 'n eenvoudige voorbeeld. Ek moes een keer, ek en my vrou van Richards Bay af ry, Pretoria toe, om haar oupa en ouma te gaan haal. En daar in Pietertief, ek weet nie of dit nou nog so is nie, maar daai dae was dit so.
Piet Retief, het jy stadig gery omdat jy geweet het daar's verkeersouens. Jy het alles gedoen, jy het jou veiligheidsgordel aan, jy het jou bestuurslisensie by jou, alles is reg en gereed, want jy het geweet daar's verkeersmense in Piet Retief. Hulle was bekend vir klomp goed, maar daarvoor was hulle baie bekend. So, ek ry met die een voertuig en Ronel ry met die ander voertuig en die oupa sit by my en die ouma by haar. En toe ons by Piet Retief, so 2 kilometer voor Piet Retief, hier spring hy uit. Ek kyk na my spoed en ek sê, nee, ek ry die regte spoed. En ek dink by myself, ek wonder, hoekom sal hy my stop? En toe hy stop, Ronel hulle ry voor, en hy stop eers hulle, en toe stop hy ons, en toe die man na my toe kom, toe sê hy, meneer, jy is skuldig. En ek sê vir hom, waaraan? Hy sê, meneer, jy het in digte misgery sonder ligte. Ek sê vir hom, meneer, ek het my sonbril op. Ek dink nie dis digte mis nie. Ek sê vir hom, maar kom ons sê vir mekaar, ons verskil in opinie. Wanneer kwalifiseer 'n mens dit as digte mis? Hy sê, as jy nie ten minste 100 meter duidelik voor jou kan sien nie. Ek sê vir hom, dan verstaan ons, dis die kriteria. Waar het jy my die eerste keer gesien? Hy sê, nee, toe jy daar oor die bult kom. Ek sê, meneer, dis ten minste 500 meter. En hy wip homself en hy skryf nie eers 'n boete nie. Hy skryf onderaan, sien jou in die hof. Hy's kwaad vir my. En ek het nie rede om hom kwaad te maak nie. En nou is dit 'n groot ding, jy kan nie hof toe gaan in jou eie dorp nie, jy moet teruggaan. Nou ry ek van hier af, Piet Retief toe. En nou is ek alleen, nou ry ek in my kar, nou praat ek maar so met die Here, en terwyl ek so met die Here praat, sê ek, Here, U weet waartoe ek op pad is. U ken die omstandighede. As ek skuldig is ek skuldig, maar ek weet ek is nie skuldig nie. En duidelik sê die Here vir my, as jy nou daar kom, pleit skuldig. Ek sê, Here, ek kan nie lieg nie. Ek is iemand van die waarheid. En die Heilige Gees sê vir my, as jy nou daar kom, pleit skuldig. En ek dink toe by myself, nee, dit maak nie sin nie. En nou, ek weet nie van julle nie, maar dit gebeur nou nie elke dag nie, maar baie keer as die Here met ons praat, dan onderhandel jy mos. Julle doen dit nou nie, maar ek het dit gedoen. En ek sê vir die Here, Here, as dit is wat met my praat, maar ek weet is die Here. As ek nou daar is, want ek ken niemand in Piet Retief nie. As ek nou daar is, laat iemand na my toe kom en vir my sê, pleit skuldig. En ek dink toe by myself, dit kan nie gebeur nie. Dit het 'n wonderwerk nodig om te gebeur. Nou, as jy by Piet Retief in die verkeersdepartement by die hof aankom, is dit so 'n vierkantige gebou met binne is hy so oop gedeelte en ek loop in, nou soek ek waar's die plek, want ek moet by 'n sekere plek aanmeld. Ek soek die kantoor, maar daar's hordes mense. En ek kry die kantoor. En ek sê vir die vrou, ek kom net aanmeld. Ek moet in hof A wees. En sy merk my naam af, en sy sê, meneer, die program het verander, jy's nie meer in hof A nie, jy's nou in hof B. Ek sê, wat is reg? En ek kom uitgestap, en ek loop na hof B toe. Ek staan op die trappies voor hof B. En terwyl ek daar staan, kyk ek oor al die mense, maar daar is 'n gezoem van mense, en mense praat met mekaar, dis 'n hele gedruis. En terwyl ek daar staan, vang my oog iemand wat daar by die deur inkom en hy loop so.
En hy kom reguit deur die skare, en hy kom staan hier langs my. En hy sê vir my, goeiemôre, en ek sê vir hom, goeiemôre, en ons begin praat, en later vra hy vir my, hoekom is jy hier? En ek vertel vir hom die storie. En toe ek klaar my storie vertel het, toe sê hy vir my, as jy nou daarin gaan, pleit skuldig. Ek voel so skaam. Ek voel so skaam om dit vir julle te vertel. En ek sê vir hom, na rukkie, ek sê vir hom, hoe kan ek dit doen? Hy sê, meneer, glo my, pleit skuldig. Ek sê vir hom, wie is jy? Wat kom maak jy hier? Hy sê, ek is die regter van Hof A. So ek moes eintlik voor hom kom staan. En ek kom in die hof. En hulle noem my naam, en hulle noem die klag, en die man, die regter sê vir my, meneer, wat pleit jy? Ek sê, ek pleit skuldig. Want ek kan nie nou, hallo, want as ek nou onskuldig pleit, is ek ongehoorsaam. Of is jou wil so sterk, jy luister nie eers na die Here nie. En ek sê, ek pleit skuldig. En die regter sê vir my, meneer, wil jy my nie vertel wat het gebeur nie? En ek vertel hom my storie. Hy sê, meneer, ek kan sien, die feit dat jy skuldig pleit, jy wil nie die hof se tyd mors nie. Jy kan maar gaan. Loop ek, sonder enige iets. En ek sê vir iemand agterna, hoekom moes ek skuldig pleit? Hy sê, want as jy onskuldig pleit, moet die hof die skuld bewys. Dan moet jy weer gaan. As jy weer gaan en hulle is nog nie voorberei nie, moet jy weer gaan en weer gaan. Ek het 1 keer gegaan en onskuldig daar uitgestap. Partykeer dan wil die Here hê ons moet gehoorsaam wees en ons moet net doen en verstaan hoekom. Luister, as 'n mens partykeer met die Here praat, hierdie is 'n eenvoudige voorbeeld, maar ek en jy kan nie God verstaan nie. Hoe sal ons sy planne en sy opdragte kan begryp? Soms voel dit vir my, en vergewe my as ek so reguit hier is, soms voel dit vir my die Here praat, en wat hy eintlik vir my sê is, doen dit net. Jy hoef nie te verstaan nie. Ek kan onthou toe ek in die huis was as kind. My ma was baie kwaai. Maar sy het altyd gesê, doen net wat ek sê, en hou op om te redeneer. Nou gelukkig jy het 'n ander omstandigheid. En partykeer het sy vir my gesê, ek weet beter as jy. Kan ek vanmôre vir jou kom sê, as die Here iets vir jou sê, God weet beter. God weet beter. Hy sien verder, hy sien groter, en hy sien die hele prentjie. Kom ons sê ook vir mekaar, as jy alles probeer uitredeneer met jou verstand, gee dit vir jou 'n valse gerusheid. Omdat ek iets verstaan, daarom is dit reg. Weet jy wat? Dis dieselfde as wat jy een of ander kursus bywoon en terugkom en sê, ek is 'n meester. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Verstaan beteken baie keer aksie. Doen. Weet jy wat? Ons geloof het baie meer te doen as om te verstaan. Hoekom het ons geloof hierdie simbole so nodig? Eerstens, dit bou vir ons geloofsherinneringe.
Nou, kan ek vanmôre vir u iets vertel wat jou gaan help in die toekoms? As jy deur 'n moeilike tyd gaan in jou lewe, onthou net wat die Here in die verlede gedoen het en herinner hom daaraan. Weet jy wat, as jy na Hebreërs gaan kyk, na die geloofshelde, elke keer as iets groots met hulle gebeur, het hulle iets fisies gedoen, om hulle altyd te herinner. Hulle het 'n klipstapel gebou, of 'n monument, of 'n altaar, of iets. Hulle het 'n spesiale dag vir hulle gesin uitgeroep. Selfs in die toekomstige geslagte sal hulle altyd terugverwys na daar en daardie plek. En soms, hulle mense vat, hulle gesin vat, hulle kinders vat, en sê dit was hier. Ons is arm, as dit nie in ons lewe is nie. Kan ek u gou nog iets, en ek probeer net dit so prakties as moontlik maak. En ek was baie bevoorreg om in die vorige gemeente 'n groot kruis op die berg te laat oprig. 'n Baie groot kruis. Hy was oor die 8 meter hoog en meer as 4 meter breed. Baie groot kruis wat verlig was. En dis 'n plek wat ek feitelik elke dag gaan bid het. Weg uit die dorp uit, maar ek kan reg oor die dorp sien. Ek het 'n paadjie vir myself uitgestap soontoe in die môre. Dit was 'n plek wat vir my betekenis gehad het. As ek daar gesit het by die kruis en ek roep na die Here, dan voel dit vir my ek is bo die sonde en die ongeregtigheid en die boosheid van ons dorp. As ek daar was, het ek ervarings met God gehad. Ek kan onthou, eendag, terwyl ek bid, sê die Here vir my, loop hier af. En ek loop, en ek kom by 'n plek, en die Here sê vir my, sien jy aan die regterkant? En toe ek so kyk, toe lyk dit soos 'n groot koningsstoel, wat uit 'n rots is. En die Here sê vir my, gaan sit op daai stoel. En ek gaan sit op die stoel. En terwyl ek op die stoel sit, sê die Here vir my, kyk na links, na regs. Alles wat jou oë sien, gee ek in jou hand. En ek was verstom, ek was verbaas. En ek het met die Here gepraat en ek het gehuil voor die Here en vir die Here dankie gesê dat hy die omgewing in ons hand gee. Ek was baie dankbaar daarvoor. En ek het opgestaan en 'n paar dae daarna loop ek weer soontoe en tot vandag kon ek nooit weer daai stoel kry nie. Eendag staan ek weer en ek prys die Here. En die Here sê vir my, hy wil vir my iets doen wat hy nog nooit vir iemand anders gedoen het nie. En ek dink by myself, en ek dink daaroor, en ek voel klein, en ek voel min, en gering. En die Here sê, loop om hierdie rots. Daar staan 'n blom, wat ek vir jou laat groei het. Net jy sal hom sien. Nou kom om die rots. En ek sien hierdie pragtige blom, wat agter die rots staan, wat niemand sien. Weet jy wat? Ek kan onthou jare daarna, het ek iemand daar begrawe, vir hyselfde blom. 'n Paar dae daarna kom ek weer, en ek loop so om my rots, om die blom te kyk, toe is daar niks, nie eens 'n teken van 'n blom nie. Wat probeer ek vir u sê? Ek kan onthou jare daarna, een môre, dit was die 9de Augustus 2014, praat die Heilige Gees met my. Ek slaap en ek word wakker terwyl ek die stem van die Here hoor. En die Here sê vir my, as jy vandag opstaan, vat jou vrou en vat jou kinders, gaan kruis toe. En die 9de Augustus is Vrouedag, net vir u wat dalk nie weet nie. En op Vrouedag is 'n vakansiedag.
En ek dink by myself, wat gaan my vrou en my kinders sê as hulle op 'n vakansiedag berg toe moet gaan? En toe my vrou wakker word, sê ek vir haar, Ronel, weet jy wat? Die Heilige Gees het met my gepraat. Ons moet berg toe gaan. Sy sê om wat te maak. En sy sê vir my, hoekom vandag? Ek sê ek weet nie. My kinders kom in, hulle spring op die bed en hulle is so bly, dis vakansiedag. Papa, waartoe gaan ons vandag? Nou jou kinders was gelukkig nou nie so nie. En ek sê vir hulle, ons gaan vandag berg toe. Ons gaan by die kruis bid. My meisiekind kyk na my en sy sê, papa, jou timing stink. En ek weet, Here, hierdie is nie maklik nie. En ek gaan op teen die berg. En ek sê vir hulle, as ons bo kom, elkeen van julle gaan op julle eie bid. Jy gaan die Bybel vat en vir die Here vra, praat met my uit u woord. En na ruk kom ons weer by mekaar. En ons sit in 'n kringetjie. En ek sê vir hulle, wat het die Here vir jou gesê? En Ronel bring hare en Janouie en Lenel bring hare. En die Here het gee vir my 'n skrif. En die kinders vra vir my, wat beteken hierdie skrifte vir ons as huisgesin? En die skrif wat die Here, ek kan nou nie onthou nie, vir een van ons gegee het, was julle sal trek van die ooste na die weste. Ek gee julle geopende deur. Julle sal weet dit is ek. En my kinders vra vir my, papa, wat beteken dit? En ek sê vir hulle, dit beteken, ons gaan trek. Maar julle mag niks sê nie. Niemand mag dit weet nie, want ons weet nie wanneer dit gebeur nie. 2 weke later, Sondag aand, skakel iemand my van Dio Gloria. Sê, pastoor, ons wil jou graag beroep. Dis 'n plek, dis 'n simbool, dis 'n monument, waarin ons soontoe kan teruggaan en herinner wat het die Here vir ons gedoen. Weet jy wat? 'n Mens is arm sonder daardie simbole. Nou, 'n mens verander oor jare, maar dit is soos 'n familie wat nie foto's of video's van hulle self het nie. Niks om te onthou nie. Niks om hulle self te herinner nie. Niks waar hulle met vreugde kan terugkyk nie. Ek kan onthou, ek en my vrou het baie lank gewag voordat ons eersteun gebore is. En ek kan onthou, ek het 'n videokamera gehad. En ek kan dit vir julle wys, wat vir 24 uur aan mekaar was. Want ons was so bly oor daardie enetjie wat gebore is. Ons wou dit vas lê, om ons altyd te herinner. Die Here was goed vir ons. Dit was juis God se aanklag teen die volk. Hulle het gou vergeet. Hulle het vergeet wat die Here gedoen het. Hoor in Psalm 106 vers 13, hy sê, maar julle het gou sy werke vergeet. Weet jy wat? Ons doen dit ook in ons verhoudings. Hallo? Party van die kyk my nou met oë aan. Dink bietjie aan verjaarsdae. Dink bietjie aan verjaarsdae. Ons vier ons verjaarsdag, wil ons eintlik dankie sê, Here. Selfs in ons huweliksherdenking. Ons onthou dit, ek hoop so. Maar huweliksherdenkings onthou jy? Myne was 2 dae terug. 4 April. En weet jy wat? Dit is soos 'n monument waarop jy bou.
waarin die Here kan sê, dankie. Ons moet mylpale, herinnerings, simbole hê in ons geloof. Hoor wat sê Josua, neem vir julle van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur, en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly. Sodat dit 'n teken onder julle kan wees. Sodat julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is, voor die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan, die water van Jordaan afgekeer is, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir ons kinders van Israel vir altyd. Jy sien, simbole is belangrik. Sakramente betrek ook die liggaam van jou geloof. Ons menswees is nie net denke en emosies nie. Die Bybel sê, ek het ook 'n liggaam. En ons liggame is belangrik vir die Here. Hoor wat sê Psalm 63 vers 5. Hy sê, ek sal my hande ophef om die naam te prys. Ons liggame is tempels van die Heilige Gees. Ons moet ook God verheerlik deur ons liggaam. Ons geloofshandelinge, ons liggame is betrokke in ons geloof. Hoor wat sê Romeine 12. Hy sê, take your everyday, ordinary life, your sleeping, your eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Ek wil graag vanmôre met julle praat oor hierdie simbool van die doop. Doop van gelowige is 'n simbool van begrafnis. Begrafnis. Hoor wat sê Romeine 6. Hy sê, that is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. When we came up out of the water, we enter into a new country of grace, a new life in a new land. That's what baptism into the life of Jesus means. When we are lowered into the water, it's like a burial of Jesus. When we are raised up out of the water, it is like the resurrection of Jesus. Each of us is raised into the light-filled world by our Father, so we can see where we're going in our new grace sovereign country. Jy kan maar dit in Afrikaans ook gaan lees. Die gelowige doop is 'n simbool van die dood, die begrafnis en die opstanding. Dis die aflê van die ou lewe, ek sterf as dit. Luister, kom ons sê gou vir mekaar vanmôre, as ek sterf, is my verhouding in Christus belangriker as my eie familiebloedlyn. Miskien kan ek dit weer sê. Wat is ons verskoning? Ons sê partykeer, ja pastoor, jy verstaan nie, ons Duitsers is almal so. Ons is beneke, bevoeterd en kort van draad en die mere gaan noem het. Of ons sê, nee, ons van der Walt is almal so. Ons is so gemaak en so gelaat staan. Nee. As jy in Christus is, het die ou dinge verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Daai ou mens gaan dood. Tweedens, daar's 'n begrafnis. Ek sit iets onder. En daar's 'n nuwe mens wat opstaan. Paulus sê, die doop is 'n simbool.
Jy woon jou eie begrafnis by. Jy staan op uit die dood, net soos Jesus. Jy's 'n nuwe mens en begin nou 'n nuwe lewe. En daarom is hierdie simbool vir mense wat tot die besef gekom het. Die ou lewe is verby. Dis 'n ou lewe wat God nie behaag het nie. Ek is nou 'n nuwe mens en ek leef 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. Ek wil afsluit. Toe julle gedoop is, sê Kolossense 2, het daar 'n geestelike begrafnis plaasgevind. Geestelik is julle saam met Christus begrawe. Dit het nie vir julle die einde beteken nie, maar dit was eintlik vir julle 'n nuwe begin. God het Christus immers uit die dood en die graf laat opstaan. Saam met Christus is elkeen wat aan hom behoort, soos Christus opgewek, deurdat julle nie daaraan twyfel nie, maar vas glo dat God die krag het om dit te doen. Dis 'n dood, begrafnis en opstanding. Maar is ook 'n simbool van dat die Here my gereinig het. Hoor wat sê Handelinge 22. En nou, waarom verstuim jy? Staan op, laat jou doop, laat jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Dit laat 'n mens nogal dink, hoekom stel jy verder uit? Hoekom wil jy langer wag? Wat verhinder jou om gedoop te word, vra Petrus. Dit spreek daarvan dat ek geheilig, gereinig, gewas word. Dit spreek daarvan dat die dag van my doop is vir altyd 'n herinnering. Weet jy wat? Daar's baie goed wat mense vergeet. Maar as jy gedoop word, is dit iets wat jy altyd onthou. Ek kan onthou, ek is in Julie maand in die Vrystaat. Is ek gedoop. Ek sal dit nooit vergeet nie, want die water was te koud. Weet jy wat? Die doop maak jou nie 'n gelowige nie. Die doop is eintlik die teken dat jy 'n gelowige is. Die doop kan jou nie red nie. Slegs wedergeboorte en geloof in Jesus red mens. Maar die doop is 'n stap van gehoorsaamheid. Die doop kan vergelyk word met 'n trouring. Dit sal altyd 'n teken en 'n simbool wees. 'n Uiterlike teken dat wat ek besluit in my hart maak ek aan almal bekend. Dis 'n uiterlike teken. Weet jy wat, dis soos 'n huwelikseremonie. Jy kom staan nie voor al die mense en jy maak dit openbaar. Ons twee het mekaar nie net lief nie, maar ons is bereid om onsself te verbind. En julle is getuies. Wanneer ons gedoop word, dan kom ons voor almal. Almal kan saam met ons getuig dat die Here het ons gered. Baie mense twyfel in hulle redding. Maar as jy hierdie mylpaal het, hierdie simbool, dan besluit jy daai dag, ek verbind my aan Jesus. Ek verbind my om vir hom te lewe. Ek het 'n persoonlike keuse gemaak. Ek volg hom, selfs deur die doopwater. Jy moet bietjie gaan kyk in die Nuwe Testament, veral in die eerste 4 hoofstukke van die Nuwe Testament. Hulle noem dit die evangelies. Gaan kyk bietjie in die evangelies. As die apostel by 'n sekere plek aangekom het, is die eerste vraag wat hy vir hulle vra: het julle al Jesus aangeneem? Die tweede vraag is: het julle al laat doop? Die derde is: het julle al die Heilige Gees ontvang? Gaan kyk maar. Dit het altyd so gebeur. Altyd. Ons vier vandag lewens wat verander het. Ons vier vandag mense wat Jesus ontmoet het.
Hulle was verlore. En hulle rigting het verander. Hulle lewe het verander deur hulle geloof in Jesus Christus. Ek gaan vra dat die twee wat vanmôre gedoop word, dat julle asseblief vorentoe sal kom.